Geliefdes, ek lees vanoggend vir ons saam uit die 2020 vertaling. Groot skares mense het saam met hom gereis. Hy het na hulle gedraai en gesê, as iemand na my kom en my nie lief het bo sy vader en moeder, en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Wie nie sy eie kruis dra en my volg nie, kan my disipel nie wees nie. Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en bereken die koste, om te sien of hy genoeg geld het om dit te voltooi nie, sodat dit nie gebeur dat, as hy die fondamente lê, en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien met hom begin spot en sê, hierdie man het begin bou, maar kon nie klaarmaak nie. Of watter koning trek op om met 'n ander koning oorlog te maak, en gaan nie eers sit en oorweeg of hy met 10.000 man opgewasse sal wees teen die ander een, wat met 20.000 teen hom optrek nie. Indien nie, stuur hy, terwyl die ander een nog ver is, 'n afgevaardiging en vra voorwaardes vir vrede. Net so, kan nie een van julle wat nie van al sy besittings afstand doen, my disipel wees nie. Sout is goed, maar as sout sy smaak verloor, waarmee sal dit weer smaaklik gemaak word? Dit is nie eers geskik vir die grond of vir die mis ook nie. Hulle gooi dit buitekant weg. Laat die wat oor het om te hoor, luister. Ons lees net so ver. Gemeente, kan u onthou, toe ons almal op skool was, het ons in wiskunde geleer van die groter as teken en die kleiner as teken. Hierdie tekens moes ons gebruik om aan te dui watter getal groter is. Byvoorbeeld, 10 is groter as 4 en 9 is weer kleiner as 13. Daar's nie eintlik iets om oor te redeneer nie. Ons hoef nie lank hieroor te wonder nie en ons hoef mekaar nie te probeer oortuig nie. Dit is eenvoudig die waarheid dat 10 altyd groter as 4 is. Nie omdat ons besluit dit is so nie, maar omdat dit so is. In alle omstandighede, in alle tye en in alle kontekste sal 10 altyd groter as 4 wees en 9 sal weer altyd kleiner as 13 wees. En daarom, toe ons in wiskunde met hierdie groter as en kleiner as tekens begin werk het die onderwyser nie verwag dat ons self moet besluit watter getal groter is nie. Hy het eenvoudig verwag dat ons moet erken en moet aandui dat 10 groter as 4 is en dat 9 kleiner as 13 is. Geliefdes, die interessante is dat ons nie net in wiskunde hierdie tipe somme gemaak het nie. Ek en jy maak elke liewe dag in ons lewe hierdie somme. Want ek en jy besluit elke liewe oomblik wat vir ons belangriker is. Is my werk vir my die belangrikste of my gesin? My gemak of my verantwoordelikhede? My vryheid of my geloof? My eie planne of die Here se wil? Ons wil dit dalk nie hardop sê nie, maar ons keuses elke liewe dag wys wat vir ons die belangrikste is. Dit wys waaroor ons dink alles gaan. Maar geliefdes, dan kom ons in Lukas 14, waar Jesus 'n uitspraak kom maak oor disipelskap. Wanneer Jesus die woorde spreek, dan praat hy nie net met 'n klein groepie toegewyde disipels nie. Nee, Lukas skryf vir ons baie duidelik in vers 25, groot menigtes het saam met hom gereis. Dis interessant, dat selfs al is daar so groot groep mense wat agter Jesus aanstap, stop hy nie en sê, wonderlik, kyk hoeveel mense volg my nie. Jesus draai om na hierdie groot mense, en dan begin hy waarskynlik met die moeilikste preek, wat hierdie mense al ooit gehoor het. Hoekom? Want Jesus soek nie bloot volgelinge nie. Jesus soek disipels. Jesus sê vir die skare en vir elkeen van ons vanoggend, dat 'n disipel hom so lief moet hê, dat self die liefde vir ons vader en ons moeder, vir ons vrou en ons kinders, vir ons broers en ons susters, tweede moet kom. Met hierdie stelling, probeer Jesus natuurlik nie sê, dat ons familie minder moet lief hê, of dat ons hulle self moet haat nie. Jesus kom praat nie hier van 'n fisiese of emosionele afstand, wat ons tussen ons en ons geliefdes moet skep nie. God
kan kry. Met hierdie stelling, dat ons vir Jesus liewer moet wees as vir ons geliefdes, neem Jesus ons daarom terug na hierdie eenvoudige wiskundesom. Van waarin vind ons sekerheid, ons troos en ons veiligheid? Vind ons dit by ons ma of ons pa? Vind ons dit by ons eggenoot? Vind ons dit by ons kinders? Nee. Heidelberg se katekisme Sondag 1 vraag 1 sê tog baie duidelik: my enigste troos in lewe en in dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met ander woorde, Christus is altyd groter as my geliefdes. Christus is altyd groter as en belangriker as my besittings. Want net Christus het aan my die ewige lewe geskenk. Net hy het sy lewe vir my afgelê, toe ek nog 'n vyand van hom was. Net hy het my sondes weggeneem. Net hy beloof en bly getrou wanneer hy sê, ek sal jou nooit verlaat nie. Daarom is Christus vir ons as gelowiges en as disippels groter as. Nie omdat hy meer van ons vra nie, maar omdat hy vir ons is, wie niemand anders ooit vir ons sal kan wees nie. Omdat hy die enigste een is wat met sy kosbare bloed ons sondes kon vergewe het. Omdat hy die enigste een is wat ons volkome vrygespreek het. Christus moet vir my en vir jou groter as wees, want hy is die een wat ons so bewaar, dat sonder die wil van ons Vader, nie eens 'n haar van ons kop sal afhang. En daarom, Jesus se gevolgtrekking oor disippelskap. Disippelskap is om te erken dat God, sy woord en ook sy voorskrifte, altyd en in alle omstandighede vir ons groter as en belangriker as enige iets of iemand anders in ons lewe is. In hierdie eerste 2 verse kom maak Jesus dit vir ons baie duidelik hoe ons as disippels hom moet lief hê en ook moet volg. En dan gaan Jesus in vers 28 verder om vir ons te verduidelik dat disippelskap ook iets van my en van jou vra. Jesus doen dit deur 2 kort gelykenisse te vertel. Die eerste gaan oor 'n man wat 'n toring wil bou. Maar voordat hy 'n toring bou, begin hy eers om die berekeninge te maak van hierdie toring. Die tweede gelykenis wat Jesus vertel gaan oor 'n koning wat oorlog wil gaan maak. Maar voordat hy die oorlog gaan maak, gaan sit die koning eers en hy bereken sy eie situasie. Wanneer hierdie koning dit doen, dan sien hy dat hy net 10,000 soldate het. Hy sien ook dat die ander koning 20,000 soldate het. Met ander woorde, hierdie koning kom bereken nie net die koste van die oorlog nie. Hy kom besef ook sy eie onvermoë. Geliefdes, is dit nie ook maar wat disippelskap is nie? Want hoe langer ons vir Christus volg, hoe meer besef ons dat ons hom ook nie uit ons eie krag kan volg nie. Hoe langer ons in Jesus Christus glo, hoe meer besef ons hoe afhanklik ons is van sy genade, van sy leiding deur die Heilige Gees en ook van sy woord wat aan ons kom openbaar het. Want wie van ons kan sê dat ons nog altyd vir Christus bo alles anders lief was? Wie van ons kan sê dat ons nog nooit gemak bo die gehoorsaamheid aan God gekies het nie? Wie van ons kan sê dat ons nog nooit die goedkeuring van mense bo die goedkeuring van God gekies het nie? Wanneer elkeen van ons vanoggend eerlik is, dan moet ons erken dat ons ook maar soos daardie koning is. Want vanuit onsself is ons nie sterk genoeg nie. Self met ons 10,000 soldate skiet ons nog steeds tekort. Geliefdes, juist dit is die punt wat Jesus wil kom maak. Want Jesus kom vertel nie vir ons hierdie 2 gelykenisse, sodat ons sal begin om op onsself te vertrou nie. Jesus vertel hierdie 2 gelykenisse, sodat ons sal ophou om op onsself te vertrou. Deur hierdie 2 gelykenisse kom sê Jesus vir ons, julle het nou die som van disippelskap gemaak, en julle besef dat Christus groter as alles anders is. Daarom moet julle ook nou die gevolge van hierdie som verstaan. Gemeente, as Christus groter as alles anders is,
kom sê vir ons moet eerder die koste bereken in die lig van wie hy reeds vir ons is. Wanneer ons na die koste van disippelskap gaan kyk, gaan dit dalk vir ons te hoog lyk. Maar wanneer ons na Christus gaan kyk, dan besef ons dat hy altyd oneindig groter is. Daarom kan 'n disipel van God sê, Christus is groter as die koste en groter as die opoffering. Nie omdat die koste klein is nie, maar hy is groter as, omdat Christus eerstens die prys betaal het. Jesus is groter as, omdat hy vir ons aan die kruis gesterf het. Hy is groter as, omdat hy die prys betaal het. My en u troos as disippels is daarom nie in dit wat ons vir Christus opgeoffer het nie. Ons troos is in die feit dat hy alles vir ons kom opoffer het. Kan jy sien? Die troos van disippelskap lê juis in hierdie groter as som. Christus is groter as my onvermoë, want my redding hang nie van my krag af nie, dit hang van sy oorwinning aan die kruis af. Christus is groter as my sonde, want aan die kruis het hy my sonde kom wegneem. Christus is groter as die dood, want hy het 3 dae later uit die kruis opgestaan. Christus is groter as alles, want in lewe en in sterwe behoort ek en jy aan hom. Geliefdes, Jesus kom sluit uiteindelik hierdie gedeelte oor disippelskap af met 'n laaste beeld. Hy kom praat van sout. Nou op die oog af mag dit dalk vir ons lyk of hy die onderwerp kom verander, maar eintlik doen hy nie. Want hy is nog steeds besig met hierdie eenvoudige som van disippelskap. Sout het een doel, en dit is om sout te wees. As sout sy smaak verloor, dan verloor dit ook sy doel. En net so, sê Jesus vir ons, word ons as disippels geroep, om in en deur ons hele lewe te leef en te bely, dat Christus groter is as alles anders. Nou wanneer gebeur dit dat ons as disippels ons sout smaak verloor? Wel, dit gebeur wanneer die groter as teken geskei word. Dit gebeur wanneer ons eerste bely dat Christus groter as my werk is, maar later begin leef asof my werk groter as of belangriker is Christus is. Ons as disippels verloor ons sout wanneer ons bely dat Christus groter as ons finansies is, net om later te leef asof ons finansies belangriker is as Christus. As disippels is ons nie meer langer sout nie, wanneer ek en jy eers bely dat Christus groter as ons gemak is, net om later te begin leef asof ons gemak groter as en belangriker as Christus is. Geliefdes, ons almal weet dat sout nie in een dag sy smaak verloor nie. Net so gebeur dit dat ons as gelowiges ook nie in een dag nie meer vir Christus volg nie. Dit gebeur eerder wanneer ander dinge oor tyd vir my en vir jou belangriker word. Ons verloor ons sout smaak wanneer ek nie meer vertroos word met die wete dat niks my van die liefde van God kan skei nie. Geliefdes, onthou jy nog die wiskundeonderwyser? Hy het nooit vir jou 'n vraestel uitgedeel en vir jou gesê, besluit jy maar self of 10 groter as 4 is nie. Hy het altyd net gesê, skryf neer wat reeds waar is. Dit is presies wat Jesus in Lukas 14 ook kom doen. Jesus kom vra nie vanoggend vir my en vir jou om hom groter as en belangriker as enigiets anders in ons lewe te maak nie. Jesus kom sê eerder vanoggend vir my en vir jou, erken wie ek alreeds en nog altyd is, was en ook sal wees. Erken dat die waarheid oor my nooit sal verander nie. Jesus vra van ons om te erken dat hy nog altyd groter en belangriker as ons familie was. Christus vra van ons om te erken dat hy nog altyd groter en belangriker as ons onvermoëns was. Hy was nog altyd groter en belangriker as ons sonde, as ons uitdaging, as die doel
vir jou om vanoggend kom erken, hy was nog altyd groter as alles anders in ons lewe. Nie omdat ons besluit het, dit moet so wees nie, maar omdat hy die gekruisigde en die opgestane Here is. Die een wat my en jou op die naam kom roep het. Die een wat vir ons kom wys het wie God is. Jesus Christus was nog altyd belangriker as alles anders, want in lewe en in sterwe behoort ek en jy aan hom. Ek en jy moet dit daarom eenvoudig net erken en gaan uitleef. Amen.